hemelse Vader, wat ons elke kruisvoet saam met U kan deurgaan en besef wat dit beteken vir ons. Maak ons opreg dankbaar vir alles wat U vir ons deurgemaak het aan die kruis. En so baie dankie vir alles vir die groot liefde en waardering. Amen. Is my God, waarom het my verlaat? Dis soos die liedjie gesê het nou, as hy die wonder goed aan sy hande gekry, en God het sy gesig aan hom weggedraai. So hoekom het die Vader sy gesig weggedraai van sy enigste seun? Kan jy vir my sê? Hy wou sy seun en baie pyn sien. Ja, nog iemand? Omdat hy die sonde van die wêreld op hom gehad het, en God kan sonde nie aan sy kan doen. Ja, hy het almal se sonde op hom gevat. So op daai oomblik was Jesus nie sy seun nie. Hy was 'n sondaar. Die wat het almal se sonde op hom gehad. Daar was nie een sonde wat hy nie gedra het. En God is 'n regverdige mens en hy's 'n rein persoon. Ja, die sonde wat hy nie gedra het. Hy sê hy het almal se sonde gedra. Daar's nie 'n sonde wat op hom gevat het. Dit gehoor. Ja, hy het alles onder gevat. So van leuen tot moord het hy alles op hom gehad. Elke liewe persoon op hierdie aarde se sonde het op hom gevat. So op daai oomblik was hy sonde en nie 'n seun nie. En omdat God nie so 'n sonde kan aanvaar nie, het hy weggedraai. So God was, Jesus was op daai oomblik totaal en al verlaat op die kruis. Want sy eie pa het hom eintlik reg opgedraai. Dis dieselfde as wat 'n kind stout is en jy weet hy het sonde gedoen, jy moet hom straf. Jy wil hom graag optel en vir hom sê, jy verstaan, maar jy wil hom straf. So op daai oomblik sê vir hom, weet jy wat, gaan dink oor die sonde, vir jy draai eintlik half uur op. Dat hy kan besef, maar hy het sonde gepleeg. En hy daaroor gaan dink. Maar Jesus het nie nodig gehad daaroor te dink, want hy weet wat hy gedoen het. Maar op daai oomblik voel jou kind, my ma is nie lief vir my. Want sy gee my nie drukkie. Sy wil my optel. Maar as jy na die tyd gaan en jy kind kom na jou en sê vir jou mamma, ek is jammer. Ek weet ek het verkeerd gedoen. Wat doen jy? Jy het hom opgegee vir my drukkie en sê vir hom, jy verstaan. Maar hy het nie weet nie. So, hulle sê ek hierso, hoe verduidelik 'n mens die woorde van Jesus dan aan die kruis van iemand? Ons het nou net, maar dan sê hulle ook hier, daarom het die bekende kerkvader Martin Luther na 3 dae se meditasie oor die woorde gesê, God van God verlate. Hoe verduidelik 'n mens dit? Ooit en hoe verstaan mense dit? Ek meen, jy weet hoe dit voel as mense hulle op jou dra. Jy voel alleen, jy voel eensaam. Jy voel jy is niks werd, niemand wil jy mee hê nie. Maar Jesus is God, en sy eie taal wat God is, was wat God. Hoe verduidelik moet vir hom wees. En hy het nie die een sonde op hom gehad nie, ons sonde op gehad. So, en hy het ook die pyn en lyding opgehad. Okay, my skrifgie is Matteus 27 vers 45 tot 49. Matteus 27 vanaf vers 45. Wat? Reg, Alice? 27? Dat is nie beter. Sy wil val toe. Ja, dat ook maar. Wat nou gaan nou weer wat? Wat doen jy? Die mamma is geslaan. Ja, so. Van 12 uur af het die duisternis oor die hele aarde gekom, oor die hele land gekom. En dit het tot 3 uur geduur. Teen 3 uur het Jesus hard uitgeroep. Eli, Eli, lema sabachthani. Dit is, my God, waarom het U my verlaat? Party van die wat daar gestaan het gehoor en gesê, hy roep vir Elia. Een van hulle hardop toegehou, vat 'n spons en maak dit vol suurwyn, en dat het vir hom op 'n stok vir hom, om te drink. Maar die ander sê, wag, laat ons kyk of Elia hom omred. So, die Here daar uitgeroep, want hy is verlate. Hy soek iemand om hom te help, iemand om hom te vertroos, en was niemand. Want hy meen sy eie vader is weer op hom. So, hy is alleen, hy het pyn, hy het seer, hy is hartseer.
En hy weet, hy is op daardie oomblik gesond. Ons kan nie die drie eenheid van God skei nie. Net sodat ons ook net die Godheid en die mensheid van Jesus kan skei nie. Ekskuus. So, Jesus was op daardie oomblik in sy menslike natuur van God geskei. So, hy was in daardie oomblik as hy totaal geheel en al mens. En God het sy gesig op hom gedraai. So, hy het pyn en lyding as mens ervaar. En hoeveelste hier af het hy gesê? Is Jy sê van die 12de uur. Van die 12de uur. Maar volgens my Bybel sê van die 6de uur. En van die 6de uur af het daar duisternis. Hulle sê party, maar hulle sê van 12 tot 3. Verskillende nee, uit watse boek het jy gelees? Matteus. So, verskillende vertalings, verskillende jare, gee maar verskillende informasie. Dis dieselfde met baie in ander Bybelverse. So daarom word dit geskryf word gesê Matteus, Markus, Lukas. Derde uur, die 6de uur, die 9de uur, dag al 3 uur. Dit is nie verskillend. Hulle is die perception van elkeen was verskillend. Ja, dus elke persoon wat geskryf het, is uit sy eie perspektief uit sy Dis Dis 100%. Sê, God het op daai oomblik sy gesig op Jesus gedraai, want hy kon nie die sonde aanskou nie. En Jesus het juist gesterf om vir ons geskans te word tussen ons sondes en God. So die oomblik wat jy sonde pleeg, moet God nie jou raak nie. Want Jesus tree al vir jou in en sê maar, kyk, ek het vir die persoon sonde gesterf. Dan sê Jesus nie jou sonde raak nie, hy sê, ag, jy God nie vir jou sonde raak nie, hy sê Jesus sonde raak. So, Jesus het daar groot liefde daad om ons bewys, deur vir ons sondes te sterf en ons sondes op hom te neem. En deur God verlate te word, om vir ons geskans te word, dat Jesus nie, God nie ons sondes mee kan raak sien nie. Om Jesus te woorde enigstens te verstaan, kyk ons na 'n paar punte. Jesus bid hier nie die ultieme Arameese woord Abba nie. Hy het nie eendag gesê van Vader, ek weet nie my verlaat, hy het gesê my God. So want op daai oomblik was hy nie God se kind nie, hy was mens. Hy staan nie hier vir God as 'n geliefde seun nie, maar voor oordeelde sondaar. Maar hy sê nog steeds my God. So hy weet nog steeds, God is die enigste wat hom kan red en wat hom kan help. Die Bybel gebruik die begrip van die duisternis hier simbolies en ook die getal 3. In ons skrifgedeelte word beide die begrippe aan mekaar verbind. Daar word van 3 ure, vir 3 ure lank duister en teen 3 uur was die duister weg. Ek meen, op sy seerste wat hy gehad het. Die tyd wat hy verlate was dit donker. Hy kan niks sien nie. Hy hoor al die stemme, hy hoor almal hoe gaan dit keer, hy sien hoe gaan dit keer. En hy is alleen. Ek meen, as jy die aande lê en is donker om jou, hoe bang raak jy nie? Jy hoor al die geluide wat jy nie ken. En daar's niemand wat jy kan sê, hoor die hou gou met partykeer as jy alleen op 'n plek is, waar jy wat alleen bly. As jy die aande wakker en jy hoor die snaakse geluide, en jy het pyn en jy het seer, hoe benoud raak jy? En Jesus het dit deurgemaak vir 3 ure lank, terwyl hy seer het. En Jesus het God gebruik die feit van die duisternis as 'n simbool. Ons gaan gou na Genesis 1 vers 2 en 3. Ek draai in slaap. Okay, dit sê, die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters, maar die gees van God
het oor die waters gesweef. Toe het God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Okay, weet wat nie by vertaling sê, ja, dit was woestendag. Met ander woorde, daar was niks, dit was nie mekaar, dit was chaoties. En God het gegaan en hy het die woord gespreek, en daar was lig. Nou wat het God bedoel, en nu kom jy as het donker geweest vir 3 ure. Die haak is die beste die ek luister. Dit is toch vir mens. Raai kom was het vir 3 ure lang donker. Kom. Dat hy sy aangesig op die mens gedraai het. Ja, maar hoekom gebruik God dit of dit hoekom is belangrik? Want hulle sê nou in die begin, God het 'n woord gespreek en uit die woestheid en die mekaarheid was hulle. Dit was 'n 3 ure lang donker, want God skep uit chaos, die mekaarheid, skep hy orde. Hy het dit gedoen, sodat ons kan vry kry na die tyd. So hy het dit gedoen basislik om dit te regstel, toe iemand na te skuil. Ja, en dit is gedoen om Jesus sê, in ons teks sien ons juist hoe God dit uit chaos chaos orde skep, kom skep. En die eindige duisternis, onthou dit was van 12 uur tot 3 uur duister. Die helderste tyd van die dag. So iewers dit is 12 uur die dag, die son skyn op sy helderste en die stuk is op donker. So dit is die mekaar geweest. Die mense tegen dit het tref nie. Behoorlik, ja. En juist op die spesifieke oomblik, kom het al Jesus die hoogste prys ooit, sodat ons kan leef. Uit chaos, duisternis, kom skep hy lewe en word hy vir ons weer lig. So uit die donker uit het hy vir ons gewys, al is dit donker in jou lewe, solank as jy vir hom vertrou, sal hy weer vandag sien. Hy gee vir jou weer die hoop. Wat leer ons uit die hele storie uit van Jesus op die kruis? Dit leer ons uit die plek. Ons leer dat Jesus al ons pyn en seer, ons twyfel en hartseer, en veral ons sonde op hom geneem het. Hy het dit gedoen, sodat ons nie alleen hoef te alles alleen te gaan nie. Hy het vir al ons sonde gevat, sodat hy vir ons kan intree by God. Dan skyn God sy wonder raak en nie ons sonde nie. Sodoende hoef ons nooit weer van God verlaten te word. So God het Jesus gegaan en hy het gegaan dat sy sonde vir ons sonde gevat, dat God sy gesig op hom draai, sodat ons nooit ons lewe weer verlaten te doen. So maak nie saak wat jy weer gaan, God sal nooit weer sy rug op jou draai, want Jesus het ons ingestaan. So al voel jy hoe verlaat, al voel jy hoe seer, God is daar, ons moet nie na hom te gaan. Dis nie hy wat ons sy rug op ons draai nie, dis ons rug op hom draai. Jesus se uitroep van verlatenheid help ons om dit te verstaan. Hy is vir oomblik verlate, sodat ons vir ewig met sekerheid kan lewe. Die onskuldige leier was God verlate, sodat ons nooit sal wees nie. So dis 'n belangrike ding om te hou, maak nie saak wat jy deurgaan nie. Draai nie weer terug na Here toe. Gaan vra om verskoning, vra om met help. Want dis nie hy wat wegdraai nie, hy sal nooit van jou wegdraai. Dis ons wat altyd wegdraai en ons sê, dis wat ons uit doen, ons familie weg nie. En ek meen, Jesus het juist vir ons 'n prys betaal, sodat ons nie meer verlaat hoef te wees nie. Jy sê vir die laaste bietjie kos. Ek wil een liedjie se binne luister, en as jy ooit weer voel, ook jy verlaat, luister net gou die liedjie se hoor. They tell me Jesus died for my transgression, that he paid the price a long, long time ago, when he gave his life for me on a hill called Calvary. But there's something else I want to know. Does he still
feel the nails every time I fail. Can he hear the crowd cry, crucified again? Am I causing him pain? Then I know I've got to change, for I just can't bear the thought of hurting him. It seems that I'm so good at breaking promises, that I treat his precious grace so carelessly. But each time he forgives, what if he relents the agony he found on that tree? Does he still feel the pain every time I fail? Can he hear the crowd cry, crucified again? Am I causing him pain? Then I know I've got to change, for I just can't bear the thought of hurting him. Holy, holy is the Lord. Holy, holy is the Lord. Does he still feel the pain every time I fail? Can he hear the crowd cry, crucified again? Am I causing him pain? Then I know I've got to change, for I just can't bear the thought of hurting him. Holy, holy, holy is the Lord. Holy, holy is the Lord. So ek wil julle vanaand onthou, dat maak nie saak wat jy deurgaan nie. Met die wat Jesus verlate was op die kruis, het hy ingestaan vir ons, om seker te maak ons nooit verlate nie. God sal nooit sy rug op ons draai nie. Want elke stap wat jy gaan en vir die Here om verskoning vra en opreg bely, en seker maak jy hou stand vas, sal nie sin vir jou. En dan, ons sluit gou. Vader, dankie dat ons kan weet, dat met u woorde wat u van God verlate was, dat Jesus van God verlate was, dat hy vir ons ingestaan het, sodat u nooit weer die rug op ons sal draai nie. Dat elke stap wat ons na u toe draai, en u hand vat, en saam met u loop, dat u Jesus sal sien, en ons sonde sal sien. Vader, dankie dat u ons sal lei op die regte pad, en ons sal behoedbaar en beskerm maak, sal waar ons gaan nie. Ons dank en ons eer u daarvoor. Amen. Amen. Mama,